Goeiemôre almal, ek is so bly om hier vandag te wees saam met julle. Ek staan in vir Hepzibah Brouwer van Koffie met die Koning en ek sien so uit daarna, want sy is in België en sy kuier met haar mensies en sy gaan daar bedien en so aan, en sy het my nou mooi gevra of ek nou nie kan instaan nie. Ek is Renet Besuidenhout en ek is so bly om saam met julle hier te wees vanoggend. Maar luister, so ons het 'n ongelooflike gas met ons vanoggend, Mervyn McDonald, en hy het 'n ongelooflike storie van redding en hoe die Here hom vandag gebruik van 'n baie moeilike agtergrond, maar die Here gebruik hom so mooi vandag. Baie dankie dat jy gekom het, Mervyn. Plesier. En ek wil so graag hê jy moet jouself 'n bietjie voorstel en laat ons net weet, waar was jy en wie is jy nou? En ek weet die Here het jou so mooi begin gebruik. Ja, dat is een voorrecht. Ik wil ook groet van elkeen vanmorgen wat luister ook sê dat als net genade wat mij heet. Ik is Mervyn McDonald. Word groot op een plaats. Het was bitter gegaan. Maanpa het gedrink. Het was vreselijk. Op de ouderdom van omtrent zo plus minus 11. Toen begon ik al, ons als je dag te roepen. Want die huistoestand waar ik in is van zo'n aard dat het elke naweek is diezelfde ding. Maas dronk, paas dronk, beklei. En op de ouderdom van zo'n 13 toen begon ik met, zoals ze zeggen, Mendrix. En dat was nou die batten zoals ze hem nou in het noemen. Dat is recht. En dat later begon erger worden. En na de tijd dat ik mijn pa begon te haat, want die manier hoe mijn pa mijn ma slaan, was op zo'n aard geweest. Ik kom als een rondloopplekken af en dan wordt ons in huis rondgejaagd. Ik moet kost maken. Ik heb nog 2 broers en nog 2 zusters. Ik is de oudste van allen. So, dan moet ik nou rondstaan en mijn ma gaan samen met hem drinken. En wanneer ik bij de huis kom, zoek hij kost. Maar zij is dronk. Nou, ik maak kost gemaakt, hij wil niet dat doen en dat. En zo is het aangegaan in. In aanzet van die disco afgekomen. Toen mijn ma per ongeluk ook voor mijn pa zijn wijn omgestampt, denk ik. En toen beklei ze maar als een man. En toen is ik nog een beetje groter. Kijk, als je nu begint te roken, dan voel je je groot. En toen denk ik, nou, maar ik ga zo maar mijn pa maar nou zo maar afruk van mijn ma af. En hij was mijn grootste fout. Toen slaat mijn pa mij aan zoals een man en daar die hart begint te komen. Want mijn gezicht was toegeslagen in. Toen denk ik, iemand wat veel lief is, wat dat aan jou doen. Maar zo het erger gegaan, en ik het al hoe meer begin drugs roken. Later aan heb ik begin te steel voor drugs. Want zij raakt later aan zo in die ding in, dat die ding wil gevoed wees. Het is raar. Hij wil gevoed wees en hij wil gevoed wees. En ik me kom bekrijgen toen ik al zo ver dat ik later aan begin te drugs toets. Zo al die drugs wat op die markt inkomt, moet ik eerst de toets of dit, zal zeggen, quality is. En dat heeft voor mij zo gehad dat ik kan niet zonder dat ding. Ik was al zo diep verslaafd dat ik moet roken. Want als ik hier rook, dan is ik agressief en ik is moeilijk. En daar komt een dag dat ik de grootste fout maak, ik en mijn neef. Dus iemand gaan doodmaken, voor drugsgeld. En dat het gemaakt dat ik in de gevangenis beland. Zo 9/8/99 daarvan af, toen begon mijn leven helemaal om te keren. So hoe lang was je in die tronk? Ik was 16 jaar in de gevangenis geweest. Ik heb gekregen, voor de zaak, ik heb gekregen een levenslang, plus 15 jaar. Dat was mijn vonnis wat opgeleverd was voor mij. En in de gevangenis inkomt, dat is één ding wat je moet weten. Je gaat samen met die ouwens, of je, zullen ze zeggen, Frans. En toen ik gezien dat ze moeite werd om andere mensen kleren te wassen, zo ik moet ook mee maar betrokken maken. Maar dat was in mijn hart. En op een woensdagochtend, toen zei ik
bende wat bezig is om te preek. En hy sê, hier's 'n jong man in hierdie binneplaas wat die grootste fout gaan maak van sy lewe. En ek dink by myself, wag man, hy is bang. Sy het toe vir die nomme, ek is vars, ek het 'n lewenslang. So jy moet geregistreer wees. Soos ons al sê, jy moet padvaardig wees as jy in die gevangenis is. Want as jy nie geregistreer is, dan niemand sien jou nie. So dit is enig of ek altyd sê, jy moet geregistreer wees. Jy moet op die data.com wat hulle kon weet, nee, Yes. maar die is, ons ken hom. Maar dit was die Here se plan gewees. Daai spesifieke dag toe die persoon begin te so met die praat en van die Here en so, toe ek my kom bekry, soos ek in die middel van die binneplaas, op my knieë, hande in die lug, en hy vra vir my of hy kan bid. En almal die ander manne wat nou in dotas is, soos ons nou sal sê, hulle sien die ding wat die aangaan. En toe hy vir my klaar gebid het, ek tot inkering gekom het en terugkamer toe is toe roep die ouens vir my, vra vir my, yes, waarmee is jy besig? Toe sê ek vir hulle manne, dis 'n persoonlike saak man. Ek is klaar. Hulle sê vir my, daar sê ek uit, ek sê vir hulle, ek is klaar. Ek is klaar met dit. En 'n moslim, hy bring vir my 'n Bybel. Die eerste keer in my lewe, 'n moslim, hy bring vir my 'n splinter nuwe Bybel. En die eerste keer dat ek die Bybel oopmaak, en hulle sê, okay, ons gaan vir jou dobbel, ons sal vir jou kyk. Lewenslang, baie manne sê, jy gee krag weg. Ek sê vir hulle, ek het krag gekry nou, man. Ja. Die koning het nou vir my krag gegee. En ek het 'n maand, 2 maande, ek was 4 jaar op Porsmo en daarna toe straf kry toe, moet ons gaan. En dan moes ons sê drafvang. Hy gaat dan na verskillende soorte tronke toe. En ons tronk was eerst af Mangahoe toe gewees. Maar toe kanselleer hulle het en hulle stuur vir ons Brandvlei Maximum toe. Ek ken Brandvlei, ek het al gewerk al. Daar is 'n tronk wat rou was. En toe ons daar kom, soos baie mense sê, as jy aankom, dan sê hulle die Here het verbygehou. En dan moet daar is nie genade daar nie. As jy daar aankom, as jy weet, hierso, moet jy haar op jou tande het. Ek kan nog een mooie dag, ek het 'n klein rooi Bybeltjie in my boorsak, en my ander goedjes in my sakje, groot Bybel en al die ander goedjes daar. Toe ek inkom by die reception, toe sê hulle, as jy 'n nommer is, dan gooi jy hom sommer in die sak. Wie jy, ek sê vir hom, nee, maar ek is Marvin, ek is 'n man van die Here. Hy sê, wow, ja, ek kom nog brothers, die goed is so vals. En ek sê vir hom, nee, is reg. Daar moet so gepraat word. En dan gee vir ons 'n seksie 2 toe, en daar toe begin die Here vas te gryp. Ek het 'n lewenslang, en ek sê, Here, en jy het jouself berus daarmee? Ja, ek het vrede gemaak. Vrede gemaak. Ek het gesê, Here, dis reg so. Ek was besig. Ek was besig om te verdwaal. Ek was besig om verlore te gaan. Ek was verlore sonder U. En ek begin vir my reg in die Here te grawe. En daar begin die Here met te gebruik in die gevangenis. Ek kry 'n werkie in die gevangenis. Ek kry 'n werkie in die reception. En die eerste beampte was so morsig geweest aan my. Sure. En hy vra vir my, kan ek vir hom koffie maak? Ek sê, nee, plesier. En soos ek vir hom koffie maak, begin ek te bid. Ek sê, Here, verander sy gesindheid. Wow. Here, hy is ver van U af. Here, hy het seer. En ek gee vir my koffie. Sê vir my, maar jy maar gaan bly lekker koffie, jong. Jy moet so oor 'n halfuur weer maak. Ek sê, Here, dankie, ek sal vir hom maak. Ja. En elke keer as ek vir hom maak, dan bid ek. En so 'n maand was te veel. Toe begin die vir my nou 'n pakkie van huis af te bring. My vrou dit ingesit vir jou. Wat soort spray gebruik jy? Want my ma as so bevoorreg daai tyd om vir my te kan besoek. En voor ek verder gaan, my ma het vir so voor gevangenis toe gaan het sy haar bekeer. Sy is nou nog bekeer. Prys die Here. En ek wil altyd sê 'n ma en 'n pa moet geëer word. Maar spesiaal die ma. Want 'n vrou gaan baie dinge doen. As hy iets in die huis is, dan is hy bekommerd. Wat gaan die kinders eet? Wat gaan die man eet?
Die man waren nie. Die kinders waren nie, sorry. Hulle weet net vir 'n feit, die moet iets wees. En so het ek my ma geleer ken as 'n vrou van bid. En ek glo deur haar gebede en deur die ander se gebede het die Here die wonderwerk om doen in my lewe. Prys die Here. En so is ek toe besig in die gevangenis met Bybelstudie. Ons benader mense in die binneplaas, gaan ons amper sendelingwerkers binne die binneplaas, gaan na die gevangenis toe en vertel vir hulle wat die Here kan doen. Ek sê vir hulle, baie van julle het my geken. En as sekere beampte so, sy rug het 'n groot probleem. En ek sê vir hom, meneer, ek my hande op jou lê, man. Hy sê vir my, jy mos mal, man. Julle is so vals. Ek sê vir hom, ek glo die koning wat ek aanbid is nog dieselfde koning. Ek sê vir hom, hy het vir lamdes gesond gemaak, hy het blindes se oë laat sien, en ek begin vir hom te vertel. En hy begin terug te sit. En hy sê vir my, nou kom bid maar jou. En ek sê, Here, u sê in u woord, as ons hande op siekes lê, dat sal hulle gesond word. Maar ek vra vandag dat u se krag moet openbaar. Dat hierdie persoon sal sê dat u is wat u sê u is. Amen. Hy sê dit klaar, ek sê hom is klaar, wat nou bid, ek kan mos nie werk doen nie. Ek glo net. Jy glo net. 3 ure daarna kan jy nie glo nie. Dat die Here het hom volkome aangeraak. Prys die Here. En hy niks anders gedoen nie. Al wat hy kan gesê het is dat ek moet by kerk uitkom. Ek moet die Here 'n kans gee. Van die rug was 'n probleem. En daai gevangenes het vir my gebid. Daai gevangene en so het ons begin te Sondags ons bediening het gisterlike week is ingekom. Die week het ek maar openlig te hou. Daai is my veld. Om evangelisasie te doen, om vir mense te vertel, daar is genade. En ek is paroolboot toe, die eerste keer, ek begin so met te lag nou nog daaroor. En die mense wat daar sit, is die gemeenskap. So hulle is amper soos weer in 'n hof. Dis reg. So voor jy kan uitgaan. En die eerste vraag is wat hulle vir my vra is, hoekom het jy die man doodgemaak? En dan moet hulle vat my weer terug na die toneel toe. En ek begin te lag, ek sê vir hulle, joh. En die polisieman wat daar sit, hy sê vir my, die sal nooit regkom nie. En ek sê vir myself, joh, wat pa die man? Maar ek sê vir hom, ek aanbid 'n God wat vir jou lief het. En hy het klomp negatiewe goed te gehad en ek vra vir hulle 'n vraag vir hom spesifiek. Is jy lief vir jou werk? Hy sê vir my, ja, of course, ek is baie lief vir hom. Ek sê vir hom, nee. Ek sê vir hom, kan ek 'n voorbeeld maak? In die paroolboot sê ek, kan ek 'n voorbeeld maak? 'n nurse of wie ook al met ouder mense werk of in die hospitaal werk en die persoon maak hom vuil, dan die persoon 'n passie om die persoon of hy bejaarde te help. So, hulle werk met mense. Ek sê vir hom, u werk saam met mense. En ek is u werk. Maar kyk hoe negatief is u. My casefile sê vir my 'n klomp rooi goede en van my casefile af sien u dat daar begin te programme, dit en daai. Daai is, maar net op die blaai, u ken nie vir my nie. My case officer, wat elke dag saam my in die seksie is, moet hier gesit het. En dan moet julle vir hom vrae vra. Maar al eer kom die Here toe, sê ek vir hulle toe. En toe kry ek 'n datum. Ek sê vir die man, ek kry 'n visioen 2007 kry ek 'n visioen dat die Here so in die lig sien ek hoe hy die kettinge en die deure van die tronk oopmaak en 2015 verskyn na. En ek sê vir hulle 2015 stap ek uit die tronk uit. Hulle sê vir my brother, jy's mal, jy het 'n lewenslang plus 'n 15. Ek sê vir hulle 2015 stap ek uit die tronk uit. 2015 toe ek kom, toe sê hulle, ons kan niks meer anders doen nie. Ons moet vir dat uitgaan. Prys die Here. En so is ek uit en nou is ek buite. En wat doen die Here met jou? Toe begin eers dat ook my maale bly oorspronklik in Salaudispaas. Toe ek Salaudispaas ingaan, kyk as jy nou die tronk uitkom, jy was lank in die tronk, my nek was so seer gewees van in die rond te kyk, want
Dis ander karre wat jy sien, dis 9 uit as die tronk toe. Nou begin jy nuwe ontwikkelings te sien. En fone en alles, selfone en so. Ek kom by die saak. Binne het ek glad nie belang gestel om met fone te werk, van daar binne was. Maar ek het myself gesê, as ek het nou hier begin doen, wat gaan buiten gebeur? So ek moet ek weet, owerhede sê die Bybel moet jy onderdanig. So ek moet hulle onderdanig, ek moet hulle respecteer en wat gebeur is dat solang ons pas ingaan, dan voel ek die donkerte. Was 'n donker wolk wat hang oor die plek. En ek sê Here dat ek weet waar toe ek gaan. Maar ek weet met wie ek gaan. U sê in die woord, Dawid sê, met sy God spring hy oor 'n hoë muur. Met sy God loop hy 'n bendestorm plat. So ek is hier. Toe ek by die huis kom, toe my male nou is, al wat ek gesoek het eerste was fish and chips. Ja. Wie doen dit nie? Fish and chips. Ja. Die het dit gebring en die gebring en die gebring. En ek sê vir al wat ek wil doen. Wanneer ek in die kamer gaan, ek wil vir die Here gaan eer en die Here gaan aanbid. Weet julle moet wat het ek uitgekom? Met 'n bjelkie. Ander woorde is 'n monitor bjelkie. Dis reg. Jy kan nêrens beweeg. Jy moet dit in hy jaar. Parameters so. Yes. En die Here het my gehou. Daar was tye wat ek gevoel het om te wil die persoon sê, as ek uit wil gaan by die ek, dan maak ek tiet, maar weer terug. Maar deur my goeie gedrag, ek moet om 2 jaar gedrag, maar deur my goeie gedrag, met hy selfe bjelkie is ek weer terug, Woester toe, tronk toe. Ek is nog eens 'n maand buite gewees nie. Gaan ek weer terug tronk toe. Die mense dink seker toe ek tronk toe kom, ek kom tronk toe, ek gaan nou weer, ek het iets aangevang, toe sê ek vir hulle, ek het vir hulle gesê, ek kom terug. Maar ek kom terug om vir hulle te sê, dat is genade. Ek sê vir hulle, ek kom terug om te sê, die mure lê om. En ons moet die regte materiaal uit die plek uitvat, om ons mure te gaan bou buite. Ek sê vir ons kan nie gaan met die nommer nie. Ons kan nie gaan met die weer. Die mure, ons kinders daar buite. Hulle is rigtingloos. So, die beste materiaal wat jy kan kry, is in die woord. Ek bedien vir hulle, ek sê vir hulle, ek het nooit geweet aan 'n computer nie. 'n Computer het 'n harddrive, uit software, uit ek sê vir hulle, ek het nooit die Here gee my openbaring. Die vraag is hoeveel space het sy? En wat soort harddrive het sy? Het jy terabyte of het sy? En ek begin vir die Here te vra, Here, wat wil u vir my sê? En wat soort die Windows het sy op? En ek sê, Here, dit is my confused, die man gaat nie verstaan. Hy sê, bedien vir hulle so. En ek sê vir hulle, baie van ons het groot space. Maar het verkeerde goed op. Precies, ja. So die beste is om van die goed te delete. So jy kan space maak vir God se woord. Ek sê om die antivirus, ek sê dat is 'n antivirus ook wat die computer het. So as jy stuk indruk en dan wys hy vir jou. Ek sê die beste antivirus is die Bybel. Dis reg. En dit is wat die Bybel veel gaan sê. Dis die antivirus of 'n virus wat hy dan kan bypass. En so ek gaan bedien. En dis hoe die Here nou vir jou gebruik. Dis die Here my gebruik. En wat gebeur is dat ek ontmoet 'n dame, my vrou, en ek trou met haar en baie het gesê, sy gaat veel wêreld toe vat. Ek sê, ek het reg gehoor. Die Here wil die persoon ook gebruik. Mense skryf mense af. En ons hou vast aan mekaar se verlede. Maar die Here het 'n doel. En daar is ons nog 8 jaar getrouwd. Prys die Here. Ons is lieflik saam. En Bro Atti, dat hij bij hom komt. Ja, hij brengt mij in. Nee. Bro Atti was in voor mij inspiratie. Hij het bij je gekomen. Hij heeft baie veel geleerd. Ja, hij het bij je gekomen daar binnen. En ik het altijd gewonder, als die Here dan voor hom kan gebruiken, hij was hier binnen. Hoe komt hij niet voor mij niet? Precies. En hij stelt mij toe voor aan de sopkombuis. Mensen wat supply. Ik geef een COVID, ik geef voor 280 mensen kost. 280 mensen plus bejaardes, kinders het ek gegee. En so het ek vir 2-3 jaar het ek omtrent amper aangegaan met die sopkombuis. Wonderlik. So die Here gebruik jou ongelooflik. Ek gaan sê op baie maniere. Baie maniere. Op baie maniere, spesiaal met Maar jy het 'n ongelooflike testimonie vir almal wat mense het wat al miskien in die tronk is of wat besig is met hulle lewens wat verkeerd loop. Yes. En
Maar hulle moet, Daar is 'n ander manier. daar is nie 'n ander manier om Ons jou kan maar lewe op te ons kop verander staan. nie. Sy is verlore sonder Christus. Sonder Christus. Ons is niks. Daar is niks sonder hom. Sonder hom. So die beste ek sê vir die manne is gee die Here 'n kans. Wonderlik. Hy is al een. Alles. En ek wil net hê jy moet asseblief net vir ons 'n woord gee vir die mense wat sukkel miskien met 'n kind wat verkeerd op pad is na die tronk toe is in gangsterisme of enigiets in daai lyn. Want aan die einde van die dag en daai bidende ma. Ek wil jy met regte vaar ons moenie ophou bid vir ons kinders nie. En dit is baie belangrik. So laat my net weet wat jy 'n woord en dan kan jy net vir ons ook aan die einde van die dag bid asseblief. Kyk, ek glo altyd daaraan. Elkeen moet sy eie woord gryp uit die woord uit en sy eie maak. Presies. Ek staan op God as 'n mensekind, maar die sou lieg nie. Iets sou sê en nie sou doen nie. Daar het ek opgestaan, so ek vir elkeen sê, God is nie 'n mens se kind wat sou lieg nie. Van plan verander as jy 'n plan vir jou het nie. En nou wil ek vir almal sê, as jy bid, moet jy bid en moeg word. As jy gevra het vir die ding, dan sê jy dankie agterna. Presies. Want baie van ons bid, dan bid ons môre weer, dan bid ons môre weer. Ek moet sê dankie Here vir my kind, dat U hom klaar gered het. As 'n geloofstap, ek moet sien, nou sê hy, geloof is soos 'n mosterdsaadjie. Hy sê, met groen dinge wat jy sien, lekker wat te verstaan, of bestaan. So, het baat ek gaan bid, en bid, maar ek bid verkeerd nie. Ek begin om sê, Here, ek eer U vir my man. Here, wat verander het. Here, jy sien, hy is nie verander nie. Jy sien, jou kinders is nie verander nie, maar hy sê, Here, ek glo, U het hulle verander. Jy eer hom. So, aan die vyand wys vir jou, hulle is nog nie reg nie. Nou byt jy weer, Here, hy is vas aan dit. Hy is daar. Jy het hy klaar gebreek. Jy sê net dankie vir die deurbraak nou. Jy sê dankie vir die verandering. Here, ek sien klaar die verandering. En dit is hoe ek bid. Ek sê dankie vir dit. Klaar, dankie. Ek sê dankie. Want ek het klaar gevra vir dit. Die tyd ook gevra het vir dit. Nou begin ek net dankie te sê. En dit is die belangrikste. Om hom te eer vir dit wat jy gevra het. Of het nou 'n ja antwoord is, en of het 'n nee antwoord is. Ons is baie geneig om te sê, ons wil nie antwoord hê, nee. Of wag nie. Ja, die wagwoord. Ai, dit is nou 'n ander storie. Dis die ander saak, ja. Die ander Maar, saak. dit is wat ek wil sê vir die kykers, is dat moenie moeg word vir die persoon nie. Moenie opgee nie. Moenie opgee nie. Want die persoon het die nodig. Op ons nie, nee. Yes, en moenie opbou om liefde te betoon nie. Want sometimes is die groot lek wat daar is. Aanvaarding, verwerping. Jy voel uit, dan dink jy is 'n groot ding, maar as dit die klein goedjies, want dit is wat ek wil los. Die vyand gekom om te steel en te verwoes. Die vraag is nie wat kom steel nie. Dit is die vraag. Want 'n dief as hy inkom by jou huis en wat gaan steel? Die waardevolle goed. So binne in my en u is daar waardevolle goed. Liefde. Verdraagsaamheid. Nou kom dit na die vrugte van die gees toe. As hy respek steel, dan kom disrespek in. So hy steel waardevolle goed uit my en jou uit. So daarvoor moet ons waaksaam wees. Baie mooi. Dis julle baie mooi storie. Baie dankie dat jy dit met ons gedeel, Mervin. Ek voel regtig vir ons het met iemand gepraat daar buite. En luisteraars, ek sê net vir julle, as julle iemand ken of 'n kind wat verlore is of 'n kind wat op pad is op pad na die verkeerde leefwyse of op drugs gaan, moet net weet, bly net bidend en glo dat die Here hulle lewens sal verander. Amen. Hier sit Mervin met 'n storie wat geen kind moes deurgegaan het nie, maar die Here het alles wat mooi is aan hom toegegee en hy lewe baie volwaardige lewe vandag en ons waardeer vir jou. En mag die Here net vir jou verder gebruik vir sy glorie en sy mense. Halleluja. En dat jy baie mense nog tot by die Here gaan uitbring en he's not asleep. God is not asleep and he will have to give you the rewards. Amen. En ek wil net van Hepzibah net sê,
Sy stuur groete aan almal. Sy mis vir julle, sy mis haar program, so sy gee net baie liefde en groete en ons sal u weer volgende week sien, maar Mervin, kan jy net gou vir ons 'n goue gebedjies Vader, kom ons sê vir u vanmôre baie dankie. Here, u is groot en almagtig. Dankie vir 'n program soos die. Ek besef maar vanmôre dat Here, dit is die manier hoe ons mense kan bereik om vir mense te vertel dat u gee nie op nie. Ongeag hoe gebreek ons is, ongeag waar ons is, Here, u sê in die woord dat ons is u sinne. U het op ons naam geroep en ek wil bid vanmôre vir elkeen wat geluister het na die program. Sien hulle, Here. Waar hulle deurgaan, glo ek dat u gaat vir hulle antwoord. Self die span, Here, ek bid vanmôre, Here, dat u hulle sal gebruik nog meer en meer. En ek bid 'n seëning oor dit uit in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie Mervin, ons waardeer vir jou. En ons sal u weer volgende week sien en mag die Here net vir julle die mooiste week gee en wees veilig. Totsiens.